Na die uitwysings het hy ook formele bekentenis gaan aflê by 'n landros in Caledon gaan aflê en die donderdag het sy eie vrou en sy eie kind hom gaan sien by die selle, by die polistasie waar ek na verstaan het aan hulle toe erken het ook oor die moord en ook aan sy dogter verskoning gevra het hy al die jare gemolesteer het. En toe vir die Mark gesê het, maar hy het dit gedoen. Die vrydagoggend is ek gekontak deur die welbekende polistasie toe. Hy het my gesê ek moet dringend deurkom polistasie toe, want Gerard het selfmoord gepleeg. Hy het homself opgehang in die selle van die polistasie. Na die uitwysings het hy versoek dat hy wil sê hy wil vir hom klere saamvat om aan te trek, skoon klere aan te trek en seep en goed saam te vat hof toe. Hulle toe van sy klere was toe in 'n toksak vir hom hy het self in 'n toksak gepak en die toksak het hy self na die selle toe gevat. Hy die bande van die toksak het hy afgesny en met die toksak se bande het hy homself opgehang. Maar as dit nie die bande was nie, sou hy die komberse wat ook in die tronk was sou gebruik het. So ons het al baie gekry. 'n Man wil selfmoord pleeg, gaan jy hom nie keer nie. Hy gaan iets kry. Tydens die ondersoek het professor Gerard Labuschagne en kaptein Elmarie Meiburg my baie gehelp met ander navrae vir my te doen. Kaptein Elmarie Meiburg was op 'n stadium in Bloemfontein gewees om een van die vorige sake wat Gerard betrokke was waar hy die vrou sou aangeraak het en haar kind verkrag het te gaan ondervra, aan herondervra weer verklaring van haar te neem wat sy vir my gedoen het. En tydens die arrestasie van Gerard was professor Labuschagne en kaptein Elmarie Meiburg toevallig in Durban gewees met ander ondersoeke. Ek het vir hulle gesê ek het vir Gerard gearresteer, maar Gerard se pa was in Port Shepstone woonagtig gewees. Professor Labuschagne en kaptein Elmarie Meiburg het toe Gerard se pa gaan ondervra en toe ook 'n verklaring vir hom te kry oor om die agtergrond van Gerard, hoe hy groot geword het, vir ons te kry en te versamel om te gebruik in die verhoor. Na die lijkskouing by Bronkhorstspruit was ek nie baie gelukkig met die lijkskouing. Ek het gehad dat moes meer gedoen geword het. Ek het toe gereël met professor Samuel van Pretoria wat die hoof is van lijkskouing in Pretoria om vir my nog 'n lijkskouing te doen. Die gevolgtrekking was gewees dat die askere was met so veel geweld in mekaar geslaan gewees dat dit moet 'n klip of 'n groot rots gewees wat gebruik is om askere op pad te slaan dat dit nie 'n velhelm kon wees wat haar kop so in mekaar se kon geslaan het. Die velhelm so baie meer merke op gehad het, is dit definitief stukkend gewees het om soveel geweld om 'n sketel so stukkend te geslaan het. My rol met die initiatief van die kerksaak, basies ek het hier en daar met luitenant-kolonel Jan de Lange gehelp om verklaringe te neem van van die vriende van die verdagte op daai stadium. En met sy arrestasie was ek toevallig in die Port Shepstone omgewing besig met 'n ondersoek, ek en kaptein Meiburg van my eenheid. Toe kolonel de Lange die verdagte gearresteer, maar sy ouers in Port Shepstone gebly. So ons is gevra om 'n draai te maak by sy ouers en net in te lig van die situasie en ook miskien net enige inligting wat hulle kan miskien vir ons help, want hy het 'n lang geskiedenis van kontak met die gereg, wat nogal interessant was in terme van sy profiel van hoe hy ontwikkel tot waar hy die moord gepleeg het. Wat interessant was van die onderhoud met sy ouers, hulle was redelik oud op daai stadium. Hulle het baie keer sal jy verwag dat die ouers sal teenbeklei van wat jy vir ons vertel. Veral as jy sê jou kind het iemand vermoor, so baie ouers sal met jou beklei en sê hulle kan nie glo nie, hulle seun sal dit nooit doen. Ons het nie enige van daai reaksie gekry. Hulle was redelik passief en basies aanvaar wat ons vir hulle gesê het, baie respekvol en ordentlik met ons, maar nie regtig beklei met ons oor wat ons sê. En ek dink sy broer ook het dieselfde basiese houding gehad het. En ek het gevoel dat hulle ken nie die ouetjie en hulle weet waar hy staat as gevolg van sy geskiedenis.
Want daar was 'n lang geskiedenis van sake wat teen hom gemaak is vir aanrandings en molesteringssake ensovoorts. Baie van hulle was teruggetrek. Hier en daar was daar skuldige bevindinge op redelike minder ernstige sake. Hier en daar 1 of 2 meer ernstige sake. En ek dink daai geskiedenis en ek dink hulle het net gevoel dat uit hulle interaksie oor jare met hom het hulle miskien 'n idee gekry van sy persoonlikheid en wat 'n tipe persoon is. En miskien het geweet, onbewustelik geweet, hierdie is miskien iets waarna hy in staat is. Nie lank nadat hy gearresteer is, was hy bereid om 'n uitwysing te doen aan 'n offisier wat nie betrokke was met die ondersoek wat baie belangrik is. Hy het die volledige uitwysing gedoen, erken alles wat gebeur het en hoe dit gebeur. Ek dink hy het ook verskoning gevra aan die familie van die oorledene en kort daarna het hy in die selle selfmoord gepleeg. So ek dink hy wou op die laaste oomblik net sy hart skoon gemaak het en vertel van alles wat gebeur oor die jare vir verskillende mense voordat hy besluit het om sy eie lewe te neem. Dit was nog in die polisie selle, hy was nog nie in die gevangenis nie, want dit was die eerste paar dae van die arrestasie. En hy het homself opgehang, as ek reg onthou, dit was met die skouerstrap van 'n toksak wat vir hom gebring is. My persoonlike mening was dat die gebeur het is, dat hy daai aand gedink, hy gaan regkom met Anisha. Dat hy haar wou verkrag het, en sy het vir hom gesê nee. En dat hy dit verloor het. En sy het vir hom gesê, ek gaan my ma sê. En dat hy het verloor het, en dis kom hy vermoor het. Williamson het te lank op vrye voet rondbeweeg sonder om die gevolge van sy misdade te dra. Die verpligting op die samelewing om onsself te beskerm word baie duidelik hier geïllustreer. Volgende week kyk ons na 'n wrede sosiopaat wat sy slagoffers met 'n verjaarsdagstorie mislei, verlei en dan verkrag het. Anisha van Niekerk het pas teruggekom van Londen, Engeland, vir haar suster se troue aan die einde van 2007. Vol lewe en opgewonde vir die maand van Desember het sy uitgesien na tyd saam met familie en vriende. 'n Nuwe stiefpa is ook in hulle geleedere en kom voor as 'n heel ordentlike en pret individu. Min van sy verlede was bekend aan die familie. Later sou hulle uitvind dat hy 'n reeks seksuele en gewelddadige aanklagte teen hom gehad het van reg oor die land en dat Gerard Williamson die oorsaak van hulle leed sou wees. Anisha se lijk is op 'n verlate pad tussen Bronkhorstspruit en Babsfontein gevind. Ons praat met brigadier Gerard Labuschagne en ook met luitenant-kolonel Jan de Lange, die ondersoekbeampte wat die saak hanteer het en die erkenning van die beskuldigde ontvang het. Die 3 Desember 2007, so omtrent 4:00 in die middag, is ek deur 'n speurder geskakel van welbekend speurtak af. Ek gevra dat ek kom help met 'n saak, want hulle het 'n blanke vrou opgetel, so omtrent 1,5 kilometer van die polisiestasie af. En 'n vrou kom help. Ek het gesê natuurlik en ek het dadelik uitgery na die stasie toe. En toe ek daar kom, toe was die lijk reeds verby van die toneel af. Ek
was 'n tappevelvoetbal speurtak gewees vanaf 1990 tot 92. So daar het ek die hele dag leer ken, dus ek kom aan my geskakel het. Ek het na die toneel toe gegaan en ons het toe ek het die ondersoekbeampte met gepraat op die toneel en hy het vir my die toneel weer uitgewys. Ek kon sien waar die lijk gelê dat definitief dat dit ons pad van 'n dumping site was. Die lijk is daar geplaas nadat sy vermoor is. Omtrent 12 meter van die lijk af het ons 'n donker opgetel wat definitief uit van pas was van die toneel af. Ek het geweet dit betrokke wees by hierdie saak. En ons het die lijk toe vervoer na Bronkhorstspruit lijkhuis toe waar die volgende dag 'n lijkskouing gedoen is. Ek het toe gereeld met lede van Crime Scene Management Cornel Ziets Alberts om te help om die lijk te probeer identifiseer deur middel van vingerafdrukke. Ons het vingerafdrukke gedoen op die lijk en ons het mooi vingers gekry, maar ons kon nog nie die vingers dadelik met binnelandse sake vasstel identifiseer nie. Die 7de Desember 2007 het ook het daar 'n persoon by die stasie aangekom wat sê ja, sy sussie word vermis en hy vermoed dat die lijk wat ons gekry het miskien sy suster se kan wees. Ek het hom gesê met haar ID-nommer vir my gee, want dit sou baie maklik kan wees om haar te identifiseer. Deur middel van 'n ID-nommer het ons alert getrek by binnelandse sake waar ons haar identifiseer het as Anisha van Niekerk. Ja, broer het met al reeds vertel dat daar was stories dat sy so 2 weke terug al weggeraak het. Die regte datum was die 25 November 2007 weggeraak het vanaf Kempton Park. Sy was laas deur haar stiefpa gesien waar hulle so teruggekom het vanaf 'n kuier wat hulle Sondag aand sou gaan kuier het by 'n klub en sy het saam met hom teruggery met die motorfiets, maar hy het haar gaan aflaai by haar vriend se huis. Maar daar was klaar stories gewees dat die huis waar hy gaan aflaai het verkeerde adres was. En dit het my baie klaar soucieus gemaak. Ek het toe na ons ge-ID het ek dadelik aan kennis geskakel dat ons haar wil kom sien en ons het aan die huis toe gery waar ek die doodsbetyding aan die ma oorgedal het dat ons die lijk wat ons opgetel het wel bekend geïdentifiseer het as Anisha se lijk. Die ma het baie sleg hanteer. Hy was baie ontsteld geweest. En die stiefpa was ook daar, maar hy het vir my redelik kalm voorgekom en hy het gesê ja, dit moes maar wees dat hy betrokke was by dwelms of so iets. Anisha was 22 jaar oud geweest toe ons die tyd van haar dood. Ek het die stiefpa gesê, aangesien hy die laaste ou was, wil ek alles met hom, gaan ons hom moet ondersoek, dat hy die laaste persoon was wat lewendig gesien het. Ek het hom gevra waarmee het hulle gery vanaf die klub wat hulle Sondag aan so gery het. Hy het toe vir my gesê, nee, maar hulle het met die motorfietsie gery. Toe vra ek hom waar is die klere wat sy aangehad het. Hy het toe vir my haar leerbaadjie en haar velhelm uitgewys, wat sy vir hom so gegee het, na ja, by die vriend so afgelaai. Ek het vra waar sy klere, hy het vir my sy velhelm uitgewys en al sy leerklere. Ek het vir hom gesê, ek gaan haar op beslag neem, want ek wil dit laat forensies laat ondersoek. Kyk of ons iets kan kry nie. Ek het vir hom gesê, met daai stadium is hy nie 'n verdagte nie, maar ons gaan hom moet uitskakel. Ek het hom ook gevra om uit te trek dat ons hom kan fotografeer van voor en agter. Ek het 'n kragmerk agter op sy rug waargeneem wat nie vir my sin gemaak het nie. Hy het vir my gesê nee, maar hy het dit gekry toe hy die takke by die ys gesnoei het die vorige dag of so. Ek het toe gereël dat hy afgevoer word na Bronkhorstspruit na 'n distriksgeneesheer toe. Die distriksgeneesheer kan ondersoek, ook sy bloed te trek om vir DNA-ontleding te doen en ook om vir my die kragmerk te fotografeer en te ontleed wat die op 'n E88 vorm te voltooi deur die distriksgeneesheer. Daarna het ek ook 'n kamer waar sy ingebly het, laat fotografeer, ons het die kamer na gegaan en ek het ook gevra, ek soek sy selfoon en haar selfoon. Maar wat my klaar oud was, hoe gaan 'n meisiekind van 21 wat hy dus 'n bewering by 'n vriend af sou geraai het sonder haar selfoon is. Ek het toe gereël dat kaptein Moller van ons high-tech unit ook deurkom na die huis toe om die pa en Anisha se foon vir my te download en alles wat op die foon is, om te kan sien wat op die foon op is. Daarna het ons begin met die ondersoek. Ek het die sonbril laat ingegee by ons afdeling, by ons forensiese afdeling, eers te kyk vir vingerafdrukke of vir DNA wat ons dus kon kry nie. En ek het toe sy background begin te navors. Ek het agtergekom dat hierdie man 'n geskiedenis het van vorige sake wat hy betrokke was by molestering van kinders, sy eie kind, molestering van sy vorige meisies of verloofdes se kinders wat hy sou gemolesteer het
En 'n klomp keer sake teen hom gemaak was 'n hele lys van sake wat teen hom gemaak was. Maar op almal het hy onskuldig gekom of die saak is teruggetrek. Op een saak het hy skuldig gekom op aanranding, maar nie op die onsedelike aanranding daarvan van die kind nie. Die kinders was van 'n ouderdom van 6 tot 16 jaar oud gewees. Dit het my heeltemal gesê dat iets is nie reg met die stiefpa nie. Intussen het ek die twee valhelms en die klere wat sy aangehad het en wat die stiefpa aangehad het gestuur na ons forensiese afdeling toe. Binne 'n week het hulle vir my laat weet dat in die velhelm van die pa het hulle bloed binne in die visor gekry van die skroef waar die visor mee toemaak. Binne in die skroef, binne in hierdie visor is daar bloed gekry. Toe hulle die visor uittrek, was daar bloed in hierdie plek gewees. Ons het die samples is gevat vanaf deur forensies gevat vir ontleding, maar op daai stadium van die geveg het ons nie haar DNA gehad nie, ongesien sy heeltemal uitgebloei was en ons geen bloed gekry het by die lyskou nie. So ons moes haar feberbeen instuur om haar DNA te weer uit te trek uit die feberbeen uit deur forensies. Ek het ook gevra oor die Ray-Ban glase. Toe sê die ma van my ma, hy het die dag na die voorval het hy van gesê, hy het sy swembrille verloor, maar hy weet nie waar nie, hy dink hy het by die klap vergeet. Op sy selfoon het ek 'n foto gekry, wat die ma van hom geneem het, waar hy sy Ray-Ban sunglasses op het. Ek het die foto gestuur na ons identifikasie eenheid by forensies, om vir my te kom kyk of hulle die comparison kan maak tussen die sunglasses wat ons opgetel op die toneel en op die foto. Daar's 'n duidelike hulle kon toe 'n duidelike hofkaart voorberei wat bewys dat die Ray-Ban donkerbrille presies ooreenstem met die donkerbrille wat op die foto is. Maar aangesien Ray-Bans baie duisende van dit voorkom, sou ons nie baie veel getel het as sulks nie. Ons het nou maar gewag vir forensies om terug te kom na die DNA toe en al die dossiere gaan trek van die pa wat ons nou gekry het, wat hy voorbetrokke was. Ons het reg oor die land gery om sake te trek. Sake gekry van Bloemfontein af, sake gekry vanaf Mooinooi, sake in Pretoria, sake in Kempton Park, waar hy betrokke was. En al die dossiere gaan al by die stasies om saam te ondersoek. Intussen het een van sy vriende ook vir my vertel dat hy baie spesieus wil voorkom en al klaar van hulle vertel, hy vermoed ons gaan bloed in die helm kry, want toe hy die helm van opgesit het die aand van by die klap, het hy haar neus per ongeluk stikkend begin bloei na hy die helm opgesit het. So hy dink daar gaan ons so bloed in die helm kry, sonder dat ons nog ooit iemand vertel het van dat ons bloed gekry het. Dit het 'n maand, dit het presies 2 maande gevat. Die 25ste Februarie 2008 het forensies vir my 'n eerste verklaring gegee dat die bloed wat in die helm gekry het, DNA stem ooreen met Anisha se bloed. Daai dag het ek besluit om te ry om vir Gerard te gaan arresteer. Gerard Williamson is die stiefpa van Anisha. Ek en adjutant-offisier Marnay de Tooy het toe gery na sy woning toe, het uitgestel vasgestel, hy is by die huis, so het by die huis aangekom en ek het hom toe volgens die regter gewaarsku en gesê ek arresteer hom vandag vir die moord van Anisha van die Kerk. Hy het vir my gesê ek maak 'n groot fout. Ek het vir hom gesê nee, hy weet hy is die beskuldigde. Ons het sy huis deurgesoek, ek het beslag gelê op sy 4 wapens in sy huis. En ons het alles verseël in seelsakke en ons het toe afgevoer na welbekende polisiestasie toe, waar ek hom toe formeel aangekla het vir die moord op Anisha van die Kerk. Op daai stadium van die geveg wil hy geen verklaring aflê nie en het hy gesê nee, hy sal in die hof praat. Tydens die ondersoek het ek ook sy vorige vrou gekontak en sy het vir my gesê, toe haar eerste woorde was aan my gewees, toe ek haar bel, sy sê vir my, jy bel my oor Anisha, ek weet het al vermoor. Toe sê ek, hoe weet jy dit? Toe sê sy, want hy het altyd gesê, hy gaan my so vermoor, hy of my kind. En toe het ek vastgestel dat hy ook 'n dogter het, wat ook 21 jaar oud is. En daartoe uitgekom dat hy haarself ook gemolesteer het, vandat sy klein was.
maar dat die ma hom nooit die kind nooit geglo het nie. Intussen ook het 'n meisiekind my gebel uit Kempton Park uit en vir my gesê dat sy is ook deur Gerard gemolesteer en haar ma wou ook nie glo nie. Ek het deurgery Kempton Park toe. Ek sal dit nooit vergeet, dis die 26 Desember 2007 gewees. Het ek die dame se verklaring gaan neem in Kempton Park, wat nou ook al 22 jaar oud is. Sy my vertel het dat sy, toe sy 8 jaar oud was haar ma 'n vriende gewees met Gerard Williamson, en terwyl hy by 'n braai was, is hy 2 keer deur hom gemolesteer. En haar ma wou haar nie glo nie. Daar was nooit sake oopgemaak gewees nie. En ek het haar verklaring gevat en die dossier geliaseer. Na die arrestasie het ek teruggegaan na Anisha se ma toe ek aan haar sê ons het hom gearresteer, was sy baie, sy het gesê ons is die verkeerde man, sy wou my nie glo nie. Ek het toe van die sonbrille uitgehaal en van gesê, maar hier is die sonbrille, hier is Gerard se sonbrille, ons het dit langs Anisha gekry. Sy was baie geskok geweest maar sy wou dit ons nie glo nie. Gerard is aangehou by welbekende polisiestasie en op die Woensdag na sy arrestasie het die eerste verskyning by die hof gemaak en saak uitstel vir 7 dae om ons kans te gee om 'n borgopinering te doen. Toe net na die hofverskyning het hy vir my gesê, maar hy wil met my praat. Hy wil met my alleen praat. Ek het hom toe gevat na kantoor toe by welbekende Speurtak. Ek het vir hom gewaarsku vir ons regte vir hom gesê, want ook enigste nou vir my sê, gaan ek gebruik toe op teen die hof. Hy het my gesê, nee, hy weet, maar hy wil sy haar skoon maak. En hy het my erken dat hy Anisha vermoor het. Sy weergawe wat hy my vertel het, is dat hy die aand teruggery het met haar by die motorfiets en dat hulle gestop het langs die pad om te rook. Hy sê nie weet wat het gebeur nie, maar hy het beweer dat sy het ingemeng met die huwelik met haar ma. En hy het dit verloor en hy het haar doodgeslaan. En dan net daar gelos, teruggegaan huis toe en van ma gesê, hy het haar afgelaai by 'n vriendin, wat toe nie so was nie. Die nag het toe haar ma nou nader begin rondbel en die polisie gebel het om haar vermis aan te meld, het hy in die aand opgestaan, gery met sy bakkie, die lijk gaan optel en die lijk gevoer toe, daarna welbekend toe waar ons die lijk opgetel het. Hulle het in Kempton Park gebly en hy het met die motorfiets moes aan van die klip af terug Kempton Park toe gery. En van Kempton Park af die lijk is opgegooi op 'n pad tussen welbekend en Kempton Park. Dis waar hy het vermoor het en hy het toe teruggery met sy motorfiets na die huis toe en die aand sy bakkie gevat, die lijk gaan optel en te vervoer na welbekend toe wat op die Papsfonteinpad is. Hy het ook beweer dat hy het haar klere wat sy aangehad het, wat toe nog vol bloed was, kon verbrand in sy eie braaier by sy huis in Kempton Park. Ek het hom toe gevra of hy bereid sou wees om 'n uitwysing te doen. Uitwysing is wat hy 'n onafhanklike offisier wat geen betrokke is by die misdryf nie, te gaan wys presies wat hy gedoen het en al die toedele te gaan wys wat hy my vertel het. Hy het toe gesê nie, hy is bereid om te doen. Ek het toe met kaptein Hendrik Viljoen, toe daar stad werksaam was by die high-tech unit, gevra of hy sal bereid wees om te doen. Hy het gesê hy sal. Hy het deurgekom welbekende polisiestasie toe, wat ek hom toe vir Gerard oorhandig het aan hom, wat Gerard aan hom uitwysing gaan doen het, waar hy vermoor het en waar hy die lijk toe gedamp het, as ons noem.